Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel. Nou, hoekom praat ek vanoggend van sielskos en nie van woord nie? Dis omdat ek besef het, my broer en sissa, dis nie net woord wat ek vir julle bedien nie. Somstyds bring ek vir julle 'n stukkie hoop. Somstyds bring ek vir julle 'n stukkie bemoediging. En al hierdie goedjies, somtyds is dit 'n waarskuwing, ander kere is dit dalk 'n teaching. Al hierdie goed is gelei tot kos vir die siel. En ek meen, Jesus word nie verniet genoem die brood van die lewe nie, of wat sê ek? En dit is hoekom ek nog van die begin af ook die groepies sielskos noem. En mag ek net sê, dit beteken regtig baie vir my, om vir julle te kan elke dag bedien met sielskos. En natuurlik aan God alle eer, lof en heerlikheid, dat dit moontlik is vir my om dit te kan doen. Maar ek wil nou nie vanoggend praat oor die betekenis van sielskos nie. Waaroor ek met julle 'n bietjie wil gesels is oor 'n vers wat ek glo baie mense bietjie verward oor is, wat baie mense oor wonder, en dit is Filippense 1 vers 21. Nou ek is seker jy ken hierdie vers, en dit is waar Paulus sê, dat die lewe is Christus en die dood is 'n wins. Nou hoekom sê hy dat die dood is 'n wins? Ek meen, as ons hoor van iemand wat dood is, hoe kan dit 'n wins wees? Ja, as die persoon dalk gelei het, dan sê ons altyd, ons is bly dat die persoon ly nie meer nie, maar nog steeds die dood is 'n verlies. Hoe kan dit 'n wins wees? My broer en sissa, kom ek verduidelik gou vir jou. Wat Paulus hiermee sê, is dat wanneer jy jou hart vir die Here gegee het, wanneer jy in die voetstappe van Jesus wandel, wanneer jy lewe volgens sy wil, en jy tot sterwe kom, dan is die dood vir jou 'n wins. Hoekom? Want dan gaan jy na jou Vader toe. Ja, my broer en sussie, jy het reg gehoor. Dan gaan jy hemel toe. Dan gaan jy na jou huis toe, die huis wat 'n ewige lewe vir jou voorsien. Die huis waar jy vir die Here kan loof en prys. Dis wat hy sê met die dood is 'n wins. Nou, baie mense gaan ook nou sê, okay, laat ek liewe doodgaan sodat ek net in die hemel kan kom. My broer en sussie, dis glad nie wat ek sê nie. Ek sê nie jy moet nou planne maak om jou lewe te beëindig nie, glad nie. Wat ek hiermee vir jou wil sê is, dat Paulus sê, dat die dood is 'n wins, omdat jy weet, wanneer jy tot sterwe kom, gaan jy hemel toe, en dat jy by jou hemelse Vader gaan wees. Nou sê ek ook, dat jy moet nou doodgaan, omdat die lewe 'n wins is, glad nie. Onthou, my broer en sussie, elkeen van ons het 'n taak op aarde, ons het 'n roeping op aarde, ons het nog baie wat ons moet doen, baie wat ons moet uitrig, en net Jesus alleen, sal vir ons kan sê, of hoe kan ek dit nou stel, sal bewerkstellig, wanneer ons pad tot 'n einde kom. Hy sal sê, wanneer ons lyn getrek is. Ons het nie die mag om dit te doen nie. Of ja, ons het die mag om dit te doen, maar hoekom wil ons God speel oor onsself? Dis 'n ding wat ek seker baie van ons wonder, dat hoekom is daar mense wat God speel oor ander? God is die een wat die laaste sê het oor wanneer ons tot sterwe kom. En dan ook die ander deel in die vers van die lewe is Christus. Dit is, my broer en sussie, 'n lewe van vreugde, 'n lewe waar jy soveel vrede ervaar. Dit is mos 'n lewe om in Christus te hê, of hoe? Mense dink dat die lewe is nog 'n drankie, nog 'n sigaret, nog iemand om by te slaap. My broer en sussie, daai is oomblikke se vreugde. Maar ek kan vir jou sê, ewigheidsvreugde lê beslis nie in hierdie aardse dinge nie, maar dit lê hier in jou hart. Dit wat die Here vir jou voorsien, dit wat die Here vir jou na lei, dit is vreugde en vrede. En dit is hoekom ons sê, dat die lewe is Christus. Want, kom ons wees eerlik, wat is die lewe sonder Christus? Dis niks nie. En natuurlik, wanneer jy jou hart vir God gegee het, en jy lewe jou lewe volgens die skrif, sal die dood vir jou 'n wins wees. Want omrede, jy sal miskien op aarde dood, jou liggaam gaan dood, maar jou siel en jou gees, dit leef vir ewig, en dit duur voort in die hemel, by ons hemelse Vader. Ek glo en vertrou hierdie woord gaan 'n verskil maak in jou lewe, en gaan vir jou 'n paar vrae beantwoord,
Maar kom ek bid vir ons eers. Vader, baie dankie dat ek die voorreg het om hierdie boodskap te kan deel. Dankie, liewe Vader, dat U my vul met die wysheid en die kennis om hierdie boodskap te kan oordra vir my boetie en sissa. Ek bid in Jesus naam, liewe Here, dat elkeen die lewe wat nog vir hulle voorlê, die pad wat nog vir hulle oop lê, om dit te kan leef volgens die wil van Jesus, sodat hulle kan sê, die lewe is Christus, en wanneer ek die dag tot sterwe kom, weet ek sterf op aarde, maar ek sterf nie in die koninkryk nie, en dis hoekom die dood vir my 'n wins is. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julleself en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.